Thai nut saus. Nie Thai nut nie, Thai nut. Thai soos in Thailand en nut soos in peanuts. O, Thai nut. Ja, ek het die resep in hierdie kookboek gekry. Fantastic Overseas Cooking. Die geheim is in die sous, daar's peanut butter in. Fantasties. Maar ons kan dit nie 'n Thai nut vetkoek noem. Nee, ons moet 'n oorseese naam kry. Wat van 'n kamikaze special? Nee. Dan verwar die mense dit met 'n minibus taxi. Ek weet dit. Wat van 'n golden ninja? Dis nie sleg nie. Maar is daar ninjas in Thailand? Thailand, Taiwan, Japan. Die mense in Nigel ken nie die verskil nie. Vir die mense hier is daar net 3 plekke in die wêreld. Dis Nigel, Margate en Oorsee. Ek sal like om eendag soontoe te gaan. Oorsee. Nee, Margate. Auntie Poppie se werk het gebel. Hulle wil weet of ouma kan huis toe vat. Sy voel glad nie lekker nie. Glo vreeslik naar en so. OK, hou die fort. Ek is net nou terug. Is Auntie Poppie siek? Ja, Shane. Jy weet, as vroumense eers in die oggende so siek word, beteken dit net een ding. Wat? Morning sickness. Dis amper soos 'n skuldige bang babbelas. Auntie Poppie drink nie. Drank is nie oorsaak nie. Alhoewel, on second thoughts. Dokter het haar inspuiting gegee. Sy's nou in die bed. Is alles alright hier? Nee, sonder oom het die besigheid in mekaar geval. Is dit nou al 'n paar oggende dat sy so siek word of is dit die eerste keer? Nee, is die tweede keer. Aha. Dit is heeltemal onmoontlik. Hoekom? Operasietjie gehad, eintlik 2. Oom of die auntie? Ek teen my sin, mind you. O, dan is dit heeltemal onmoontlik. Presies. Vir oom. Ek het my wallet by die huis vergeet. Ek het hom net gehaal. Tafel nommer 2. Ek dog ek hoor my oom se stem. Hy was hier, maar hy is weer terug huis toe. Iets vergeet. Het hy gesê wat my keer Auntie Poppie? Ja, sy verwag. Verwag wat? 'n Baba. Dis goeie nuus. Ek gaan 'n oom word. Nee man, jou oom of auntie se kinders is jou neefie of niggie. Hallo ma, dis ek. Ekke. Ma se seun. Ma, ek het wonderlike nuus. Raai wat? Ek gaan 'n niggie word. Ma? Al wat sy gesê het is, en toe klink dit soos 'n sak mielies wat val doef. Ek dink ons is afgesny. Of jou ma het uitgepaas. Al wanneer sy uitpaas is by begrafnisse, gewoonlik by die oop graf. Oh, shame. My ma, hy laat weer byna dood. By troues. Hoekom? Te veel dop. Ek hou nie daarvan om getrek te raak nie. En laat mens dinge doen wat jy nie moet nie. Ek weet presies wat jy bedoel. Mense verloor al jou inhibisies en soms selfs jou klere. My pa verloor weer sy rigting. By my oom Attie se bachelor's party het ons 'n darts kompetisie gehad. Maar wat maak my pa? Hy raak so getrek, hy gooi die darts in die scorebord en skryf die skoor op die dartbord. Lekker deur die blare. Ja, is nog niks. Toe ons huis toe ry, toe eindig ons op Potchefstroom. Nooit. Waar was die party? In Nigel 4 strate van ons huis af. Thank you for calling the Vetkoek Paleis. O, hallo auntie. Ja, okay. Hou aan. Dis jou ma. Haai ma, ons was afgesny. Wat? Nee, ek het bedoel, ek gaan 'n niggie of 'n neefie kry. Auntie Poppie is op die paal. Wat gaan dan met hierdie foon? Het weer 'n doef en ek is afgesny. Nog voor ek by die huis kom, kry Poppie wat siek lê in die bed, 14 oproepe van haar familie af. Onder andere een van Auntie Letty van die Kaap af, wat sê, "Sorry, was Frik se operasie toe 'n mislukking, ek hoor jy verwag." Ek sê dalk genoem hoe die weer daar in die Kaap is. Maar die Kaapse gat. Ek wil weet, waar kom hierdie storie vandaan?
Kimberley het 'n gat, die Kaap Tafelberg. En Sandy Bay. Het ek vir my 1 jaar 'n paar lelike blaase daar gebrand. Waar? Shut up julle albei. Weet julle hoe ontsteld Poppy is? Oom nie worry nie. Vrouens raak vreeslik emosioneel as hulle swanger is. Wie het gesê sy swanger? Dis die indruk wat ek by oom gekry het. Toe bel ek my ma maar die goeie nuus te vertel. Wat is fout daarmee? Die fout is sy verwag nie. Met ander woorde, oom se operasie was 'n sukses. Wat 'n operasie? Operasie kies. Eintlik 2. Dis veronderstel om vertroulik te wees. Dis nie nodig dat die hele Nigel dit weet nie. Wat worry oom oor Nigel? Vir my klink dit asof almal van hier tot in die Kaap al klaar weet. Behalwe ek. Ek weet nie eens van 1 operasie nie. Nou hoor ek daar was 2. Bel jy liewer jou ma en sê vir haar dit was 'n helse misverstand. Ek praat later met jou, juffrou. Ek gaan nou eers apteek toe om Poppy se medikasie te kry. Hallo ma, luister vinnig voor ons weer afgesny word. Die operasie was 'n sukses, Auntie Poppy verwag nie meer nie. Geen net 'n doef en die foon is dood. Ek voel 'n migraine aan die kom. Miskien moet ek liewer huis toe gaan. Ek dink is omdat jy weet om Frik gaan met jou raas. Dit is ook nie nodig om die hele wêreld te bel nie. Ek het net my ma gebel. 'n Nuwe baba is baie goeie nuus. Wat sou jy doen? Die apteekdag val. Hoekom? Jy moet nie alles glo wat ek sê nie. Ek sê dinge nog voordat ek daaroor behoorlik gedink het. Dis 'n ou probleem. My mond werk 3 keer vinniger as my brein. Het ek al genoem dat ek 'n bietjie stadig is? Ja, baie keer. Dis niks om oor skaam te wees nie. Ek wens dat jy was stadiger met die telefoon. Ek jammer man, ek wou net my ma die goeie nuus vertel. Die enigste manier hoe ons hierdie gemors gaan uitsorteer is om vir Auntie Poppy om verskoning te vra. Ons moet miskien vir haar 'n groot bos blomme en 'n kaartjie stuur. En wat skryf ons daaraan? Veels geluk. Jammer om te hoor Auntie is siek. Bly om te hoor Auntie verwag nie. Nee. Ons moet net om verskoning vra vir die misverstand. Hoe minder ons sê, hoe beter. Iets soos: Liewe Poppy, sorry vir die glipsie. Hoor oom, gaan dit met Auntie Poppy? Moet ek weet. Sy het nog geslaap toe ek al weg is. Oom lyk bietjie omgekrap. Met die verkeerde voet uit die bed uitgeklim, ander voet aan die laken vasgehak, gat oor kop uit die kooi geval, kinderbak in die koos beland. Waar hoor jy dit? Dit het met my oupa gebeur. Gelukkig was sy tande in die beker langs die bed, anders sou hy wragtig sy tong middeldeur gebyt het. Jy moet dalk maar liewer jou kombuis gaan oopmaak. Ek is nie in 'n goeie by. As ek daai bliksem vang wat vir Poppy blomme stuur, dan trap ek sy chunk af. Watter blomme sou dit wees? Vanmôre daar aangekom. Net so 'n bos rooi rose. Nogal 'n kaartjie by. Liewe Poppy, sorry vir die glipsie. Te lafhartig om sy naam by te skryf. Ek wil weet wie stuur vir my vrou sulke goed. Ek weet niks. Frikadel, Ja? partykeer verbaas jy my nogal. Dis hoekom ek so lief is vir jou. Hoe presies het ek jou die keer verbaas? Nou maak hy asof hy niks weet nie met 'n gesiggie soos 'n stoute ou seentjie. Jou sexy ding. Jy nie vanmôre siek nie. Nee, ek is seker dis daai shrimps wat ons eergisterand geëet het. Miskien is ek allergies daarvoor. Is jy seker jy is alright? Ja. Jy lyk verniet so bekommerd. Jou probleem is, jy kan dit nie hanteer as ek siek is nie. Dis hoekom jy so baierig raak. Kan nie sonder my koop nie. Ek moet draf. Die werk wag. Gaan jy hoef nie sorry te sê omdat jy bekommerd is nie. Ek verstaan. Dankie vir die rose. Frikkedingeling. Sê die bliksem vir my vrou, sorry. Sal ek like om te weet waarvoor. Nou moet ek hom eintlik bedank, want sy dink ek het die rose gestuur. Waar is hy? Ja oom, voel Auntie Poppy nou weer beter? Te goed om waar te wees. Worsie. Worsiekie? Dis iets waaroor ek nie praat nie. Nee, ek kry nou net 'n idee. Ek kom moes vir daai blommewinkel gaan vra wie die bloody rose gestuur. Nee, moenie. Moenie wat nie. My alleen in die winkel los. Ek gaan net 'n paar minute uit wees. Man, Oom, ek het vir oom gelieg. waaroor? Die blomme. Dit was ek en Bobo wat dit gestuur het. Wat? Om askies te sê vir die glipsie wat ons gemaak het om te dink Auntie Poppy verwag. Want die Poppy verwag nie.
Ja, dit weet ons nou. Lees my lippe. Sy verwag glad nie. Ek kon sweer dit was Auntie Poppy. Wat? Ek het haar nou net gesien. Obviously, sy's nou net die uit. Werk toe. Ja. Sy het voor die bank saam met 'n ou in 'n kar geklim en weggery. Ek glo nie meer 'n woord wat jy sê. Hallo? Kan ek met Poppy Delport praat? Ekskuus? O. Okay. Bye. Sy saam met haar bestuurder daar weg. Hoe? Dit laat mens wonder waar hulle so vroeg in werkstyd gaan rondrit. Wat's fout? Ek gaan net my bakkie vol petrol gooi. Jy weet natuurlik wat jou oom nou gaan doen. Luister jy nie, hy gaan petrol ingooi. Hy gaan vir Auntie Poppy en haar soukoel bestuurder agtervolg. Hoekom? Miskien is jou Auntie Poppy nie so onskuldig soos wat sy lyk nie. Moet liewer nie voor my iets leliks van Auntie Poppy sê nie. Sy is nie soos jy nie. Wat bedoel jy daarmee? Blond. Blond? Het jy 'n idee hoeveel grappe die mense hier oor jou vertel? Dis grappe oor blondes, nie oor my nie. Is jy nie 'n regte blond nie? Dis iets waaroor ek nie praat nie. Forsie. As Auntie Poppy vra of ek uit die winkel uit was, dan sê jy nee, ek was net die hele tyd hier gewees. Okay. Wil oom nie hê sy moet weet oom het gaan petrol ingooi? Ja, is nie nodig dat sy weet. Oom wil hê dit moet 'n verrassing wees. Kyk. Ek was die hele tyd hier in die winkel, okay? Nee, dis nie oukei nie. Oom wil hê ek moet van Auntie Poppy lieg. Dis hoe die huwelik werk. Om vredesonthaalwe is dit 'n man se plig om so nou en dan 'n wit leentjie te vertel. Nog elke keer wat my pa vir my ma gelieg het, was daar alles behalwe vrede in ons huis. Jy bedoel seker elke keer wat hy uitgevang is. Daar's 'n groot verskil. Frik Delport, is jy van jou kop af? Is jy nie veronderstel om by die werk te wees? Dis presies wat ek vir jou moet vra. Van wanneer af word ek agtervolg? Ek moes geweet het iets is fout toe ek sommer so uit die bloute uit blomme kry. Voel jy skuldig oor iets wat jy gedoen het? Nou dink jy ek doen dieselfde. Nou, wat gedoen het? Dis wat ek wil weet. Ek het niks gedoen nie. Die ontvangsdame het jou soos 'n skelm sien weghardloop. Wat moes ek gedink het toe ek jou en jou bestuurder toevallig gedurende werksure by die hotel sien instap? Ons het vir die eienaar sy waarborgdokumente gevat om te teken. Maar dit weet jy want jy het buite op die asblik gestaan en deur die venster geloop. Niemand sou geweet het as ek nie gegly het. Het oom van die asblik afgeval? Hierdie is 'n privaat gesprek. Gaan liewer in jou kombuis sit. Okay. Auntie Poppy, ek en Bobo wou net sê ons is jammer. Nie moeilikheid maak nie. Dis al hoekom ons vir Auntie die blomme gekoop het. Hoe laag kan jy daal? Het ek ooit gesê ek het die blomme gekoop? Nee, maar jy het ook nie gesê dat jy dit nie gekoop het nie. Dis al moeilik genoeg om vir jou te sê wat ek gedoen het. Moet ek nou ook sê wat ek nie gedoen het nie of nog gaan doen nie? Man, al wanneer jy so te kere gaan en aan mekaar praat sonder om eintlik iets te sê is wanneer jy skuldig is. Okay, ek is skuldig. Ek moes jou nie agtervolg het nie, dit was stupid. Baie stupid. En ek is jammer dat ek nie gesê het ek het nie die blomme gekoop nie. Okay. En ek is ook jammer dat ek vir 'n oomblik gedink het dat jy dalk verwag. Ekskuus? Wat dink jy van my? Sien jy wat gebeur as ek eerlik is? Oom is soos 'n jou in daai dark box. Dit het sweet blue boggerol met jou te doen. Nie eers te praat van die mood swings nie. Hoeveel keer het my pa my nie gewaarsku? As jy vrede in 'n huwelik wil hê, lieg. Lieg tot jy jouself glo. Lieg, lieg, lieg. Bieg en jy's in jou hel. Die Frik is 'n bietjie laat. Jy moet my maar verskoon vanoggend. Ek voel lekker lam na gisteraand. Ek het my flat aan die kant gemaak en vroeg gaan slaap. Ek kan net raai wat jy weer aangevang het. Dis nie wat jy dink dit is nie.
Ek en Henk is gisteraan deur Benani toe na my niggie Sue Ellen se skielike verlovingsparty. Sy trou mos oor 2 weke. Dis gou. En glo my, dis beter sy wys al. Wys wat? 'n Poepie. Het sy bietjie dikker geword? Jy's vanoggend besonder stadig. Sy's preggies. Ai, hoe dit nou weer gebeur? Asof jy dit nie weet nie. Nee, ek bedoel, wie's die pa? Nog 'n oulike ou, Gawie, 'n polisieman. Ons het vanoggend tot 2 uur gery. My kuite is vodde. Maar jy ken hom mos. Hulle het mekaar hier ontmoet toe sy hier gewerk het. Ja, ek het nog vir my verjaarsdagkoek gebak en nou gaan hy 'n pa word. Ek sal ook like om eendag 'n pa te wees. Net eers iemand kry wat nie skaam sal wees om met my te trou nie. Ek is baie bang vir trou. Dit maak mense oud. Om alleen in die flat te bly maak mens mislik. Dit sal ek nou nie weet nie. Het ons iewers nog van daardie bruistablette? Ja, daar onder die til. Gaan Sue Ellen haar baba ook nou na 'n filmster vernoem soos sy is? Sy loop en vertel vir almal sy's na Sue Ellen Ewing vernoem. Sy praat lekker cholos. Is sy dan nie? Nee, sy's vernoem na haar geboortedorp, Swellendam. Ek is na my oupa vernoem. Was sy naam ook Christoffel? Nee, wors, maar dis iets waaroor ons nie praat nie. Ek is ook na niemand vernoem nie. Ek hou van hom heeltemal oorspronklik te wees. One of a kind. Baby Botha. Maar almal noem my sommer Bubu. Wie het vir jou daai naam gekies? Bubu? Nee, baby. Niemand nie. My maale wou my eers iets anders genoem het, maar toe kon hulle nie, want toe hulle my in die hospitaal gekry het, toe het ek klaar 'n name tag om my arm gehad wat sê Baby Botha. Ons moet die plek regkry. Oom Frik het lekker verslaap. Ek dink die hare het gewaai in daai huis gisteraand. Ek het jou antipoppie nog nooit so woedend gesien nie. Hom seker lekker uitgevreet. Ek ken niemand wat so kwaad kan word soos my ma nie. Sy het eendag 'n strykyster dwars deur die TV gegooi. Het sy haar vir jou pa vererg? Nee, vir Felicia Mapuza Sattel. Ek kyk baie min TV deesdae. Henk hou my te besig. Jy moet oppas dat jy nie so Sue Ellen deur die tou val nie. As jy my vra, het sy dit beplan. Gawie het hom oop daar vasgeloop. Sy is nie meer so jonk soos wat sy wil voorgee nie. Hy was haar laaste kans. Her biological clock was ticking en Gawie se klere was cookie. Waarvan praat jy? Dit alles so ingewikkeld klink. Of sy verwag nie. As julle weer vandag daarmee begin, dan fyer ek julle wragtig albei. Hallo oom, as ons waarmee begin? Ek wil nooit weer in hierdie winkel hoor dat uit julle 2 monde die woorde pregnant, verwag, preggies, pregnant of op die paal kom. Okay oom, maar ons praat nou net van Gawie en Sue Ellen wat deur die toue geval het en nou word Sue Ellen dik, maar dis nie van eet nie. Is sy swanger? Ja, maar oom het gesê ons mag dit nie sê nie. Ja, dis haar besigheid. Praat liewer oor iets anders. Ek is nog op dun ys by Poppie. Voel sy nou beter? Hey, Ek vra maar net. moet liewer nie. Ek het gisterand een van daai nagte gehad. Daar's niks so pynlik soos 'n vrou moet stilstype nie. Verskoon maar ek voel nie lekker nie. Dink jy ook wat ek dink? Nee. Die plek is baie gevrek vandag. Dis depressie. Dis die middel van die maand. Nigel is platsak, wat verwag jy? Ek verwag niks. Ek was seker omdat ek 'n bietjie te erg te kere gegaan het by Sue Ellen se party. Dis nou al die 3de keer dat jy my dit sê. O. Jou oom is ook nie juist sy jolly old self nie. Loop hier rond met 'n donderweerbolk op sy kop. Hy worry oor antipoppie stilstype. So kan dit nie aangaan nie. Daar's niks wat ons aan kan doen nie. Ek is nie so seker nie. Ek like nie die manier wat jy dit sê nie. Dit was ons wat die tension veroorsaak het tussen jou auntie en oom. Ons, dis jou mond wat 3 keer vinniger was as jou brein. En wie het die foon gegryp en sy ma gebel? Wie? Jy? Maar dit is nie nou die tyd om te stry oor wie skuldig is nie. Ons moet eerder nou besluit wat ons moet doen om die probleem op te los. Ons moet niks doen nie. Ek het 'n wonderlike idee. Ek weet nie. Dit sal werk oom. Bobo ken nie wat Siege. van 'n vrou. Julle ken nie vir Poppie nie. Maar ek weet hoe sy voel. Ek beloof oom sal nie spyt wees nie. Dit sal haar spesiaal laat voel. Voel dit oom
gaan vra omgee. Seduce the brain and the body will follow. Wat beteken dit? Toe maar jou oom verstaan wat dit bedoel. Met mans werk dit natuurlik net andersom. OK. As julle Poppy kan oorreed om hiernatoe te kom. Right. Bel jy vir jou auntie, sy het 'n soft spot vir jou. Kom, ons het heelwat om te doen. Oom, moet net relax. Go with the flow. Kom sy. Buite staan 'n bord wat sê gesluit vir 'n private funksie. Ja, dit is baie privaat. Vir Auntie Poppy en oom Frik. Kom sit. Ek het maar net ingestem om te kom omdat jy my so mooi gevra het. Frik het helemaal nie dink ek het vergeet nie. Waar is hy? In die kombuis. Hy sal uitkom op die regte oomblik wanneer ek en Bobo weg is, maar dis veronderstel om 'n surprise te wees. Auntie Poppy moet net relax en flow with the go. O, Daar op die toonbank staan 2 borde kos, chicken à la king met geel rys en gemengde groente, net soos Auntie daarvan hou. En hier's 'n emmer met die champagne en in die yskas vir na die tyd 2 chocolate mousses. nee. Het jy dit gemaak? Nee, oom Frik en Bobo het gehelp. Eintlik was die idee dat oom Frik van Auntie Poppy na 'n smart restaurant toe vat, maar hy's nie in 'n Nigel nie. Toe het ons Shut up. Sê net wat jy geoefen het. Ag, okay. Bon appetit, Auntie Poppy. Okay, ek slaap en ons waai. Geniet die aand. Bye. Kom. Bye. Bye. Is getrek of jy het iets verskrikliks aangevang. Ek het daai 2 bliksems gesê dit sal nie werk. Was veronderstel om jou uit jou stilstype uit te kry en jou te laat verstaan dat ek jammer is. Nou voel ek net soos 'n mampara in 'n soet. Ek weet. Ek is hier, jy is hier, die atmosfeer is okay. Die aandete wag, die moes is in die yskas, die champagne is in die emmer. As ek net die regte musiek kan kry. Wie weet, dalk werk dit tog.